My gesin hou daarvan om dinge by my te leen. Ek is die jongste van 5 meisies in my gesin. Ek het dit altyd gehaat, want dit het beteken dat ek nooit iets nuuts gekry het nie en al my besittings aan my oorhandig is. Ek het gewerk gekry toe ek 14 was, in die hoop om vir my klere te koop, wat net vir my was. Hierdie plan het teruggeslaan toe alles wat ek geheimsinnig gekoop het, weke lank vermis geraak het, voordat dit op 'n magiese manier weer in een van my susters se kamers verskyn het. Ek het amper 'n jaar gespaar om vir my 'n motor te koop, want dit sou my gevoel van vryheid gee. Ongelukkig maak dit nie saak hoe vroeg ek elke oggend opgestaan het nie. Die motor sou altyd by die ontbreek. Elke keer as ek 'n boodskap in die gesinsklets gestuur het en mense gevra het om dit terug te gee, sou ek met verhandigheid begroet word en gesê word dat familie-items deel en ophou om so selfsugtig te wees. Die ergste oortreders was my oudste suster Emma en haar jarelange kerel Matt. Hulle sal my motor voortdurend teruggee met skrape of met skaars brandstof voor. Ek het een oggend wakker geword en amper gespring van vreugde toe ek sien my motor is nog daar. Ek weggery met die doel om strand te gaan. Ek het myself gesing toe ek sien hoe die verkeersligte voor my rooi word. Ek probeer om my remme aan te slaan, maar dit het nie gewerk nie. My motor het in die aansluiting gejaag. My laaste herinnering was om te kyk hoe 'n vragmotor teen die passasiersdeur voor vasgeslaan het, voordat my kop met die stuurwiel gebots het. Ek het in 'n hospitaalbed wakker geword en 'n verpleegster het my vrae begin vra. Ek was baie groggy en ek het my bes probeer om haar vrae te beantwoord. Om Emma en Matt te sien instap. Hulle het teleurgesteld gelyk dat ek wakker geword het voordat hulle na my bed gegaan het. Ek het probeer regop sit om hulle te groet, maar ek kon sien iets is verkeerd. Ek lig die laken op voordat ek 'n gil laat hoor. Emma het my begin skel omdat ek 'n toneel gemaak het voordat sy verduidelik het dat hulle my baarmoeder geleen het terwyl ek in 'n koma was en dat hulle die septuplots gehad het.